dit is weer lekker om met die boere te gesels en een grafiek wat al voorheen vir ons as kykers na hierdie insetsel baie goed behandel het, is die TLT grafiek. Dit is die grafiek wat die langtermyn leningseffek van die Amerikaanse rente navolg en hierdie grafiek is baie interessant. Hierdie grafiek sê iets anders is besig om te gebeur in die renteomgewing. Ek weet almal wil bitter graag hê dat rentekoerse net laer gaan, maar as jy jou wil self verskans, is hierdie nou die tipe grafiek wat 'n mens na kan kyk. Nou as ons nou 'n bietjie hierna kyk, dan sal julle sien wat ek nou hier sien. Ek sien so omgekeerde kop en skouer. Nou 'n omgekeerde kop en skouer sê baie keer vir jou dat die grafiek na bo wil breek en as jy nou na hierdie grafiek kyk, dan sien jy nou die volgende. Die linkerskouer is eintlik klaar gemaak. Die dubbelkop vang my oog want jy kry dit baie keer dat 'n grafiek dit doen, maar dit berei jou eintlik voor vir 'n baie sterk beweging na bo as dit gebeur. En daardie beweging sal wees bo 91.34. Dan kan hierdie grafiek na boontoe skop en hy kan jou vat na $94 toe en hy kan jou self as jy die uitbreiding hiernatoe boontoe vat, kom ons vat 'n bietjie soontoe en dit is die projeksie tussen die kop en die neckline. Kom ons vat hom so 'n bietjie hoër en dan kan ons sien dat hy kan dalk gaan hier na 97.79. Want hoekom sê ek dit? Die wêreld sê rentekoerse gaan net laer, maar hierdie grafiek sê vir ons as jy jou wil self verskans, is dit dalk tyd om te koop bo hierdie neckline wat ek gegee het en my 40 week bewegende gemiddelde, want onthou hierdie is 'n weekgrafiek en my 40 week bewegende gemiddelde sê vir jou dis jou keerverlies, hy sit op $88.31. Maar daar's 'n ander grafiek wat ek graag ook aan julle wil wys en dit is natuurlik die randgrafiek. Die plaaslike boere is in hulle koppe. Hulle weet nie wat om te doen met die rand nie, want die rand is eenvoudig besig om net eenvoudig elke keer sterker te word. En kyk 'n bietjie hoe lyk hierdie grafiek. Ons staan op 1708. Die rand het letterlik versterk hier van 1907. Kan julle glo in April maand van 1907 tot by R17 basies in een lyn en daar is geen keer aan dit nie, maar ons is nou by 'n baie sterk vlak. Julle kan hierdie lyn sien, as ek hom vat, hy lê rondom hier by R17.04, selle daarso en as hy onder 17 breek, dan is ons projeksie dat hy self kan gaan na R16.56. So baie boere hou hom dop, so ek wil vir die boere sê, die rand gaan sterk bly, totdat ons hierdie toppie begin uithaal en ek wil hom sommer daar intrek want op die oomblik is die tendens heeltemal gevestig na onder. Daar kan julle sien daardie lyn lê by R17.39. Onthou dis op 'n lyngrafiek, 'n kersgrafiek lyk 'n bietjie anders. By R17.39 kan hy na boontoe breek. Maak dit sommer so maklik as om in jou kop R17.40, maar ek het so 'n idee hierdie sterk weerstand is die ou wat die rand heeltyd ondersteun en daardie vlak lê by R17.82. Hier's 'n baie sterk vlak hier by R17.50 elke keer as die rand daar kom, dan kom daar versterking in, maar ek dink as die lyn breek van R17.40 kan ons baie maklik sien dat dit na R17.79 toe gaan en dit kan dalk so 'n hupstootjie gee aan die boere vir hulle sagte kommoditeitspryse. So berei julle maar voor, as die rand skop, gaan dit 'n vinnige skop wees, want ons beweeg weg van ons 40 week bewegende gemiddelde en baie keer kan jy sien, kyk mooi, hy hardloop weg, hy kom weer terug, hy hardloop weg, hy kom weer terug en ons is nou weer op 'n plek waar hy redelik ver weg gehardloop het, so hy kan baie maklik verbaas en jou verstom en daarna daai R17.80 vlakke toe gaan. Nou ja, ons praat weer, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en tot weersiens.